skoonma's. Ja, wat doen jy as jy skoonma mis? Jy herlaai en jy skiet weer. Dis maar net 'n bietjie my intro grappie, okay? Hulle sê in Japanees is 'n ma tan, en 'n ouma is tantan, en 'n skoonma Satan. Nou daardie noot, dis vir my regtig lekker om hier te wees. Ons het hierdie naweek het die Here werklik soveel kragtig oor 'n gemeenskap vrygestel. Ons is besig om reg te maak vir 'n uitreik crusade in Witbank en ons het so 125 gemeentes wat gaan saamwerk om hierdie ding in werking te stel. So want ons glo dat die strate van Witbank spesifieks in daai gemeenskappe dat die Here Jesus weer in die strate kan wees. Wie stem saam met my dat die Here weer in ons strate kan wees? Nou ek weet paar van julle sê Here is miskien in die strate, ek soek hom in jou huis. So ek weet nie van jou nie, maar ek vertrou regtig dat die Here deur sy Gees iets besonders in jou lewe gaan doen. Dis vir oggend, vanaand en môre aand. So jy is baie welkom. So as jy verveeld is, steek jou hand op, dan laai ek dadelik op en dan gaan ons almal lekker huis toe. Is dit reg so anders as ek aan tot 12 uur? Tot hoe laat mag ek aangaan as ek mag vra? Tot ek klaar is, Jacques sien so half senuweeagtig na my, hy sê niks nie. So het ek kan ek stel my opgee as ek so 'n paar minute gaan. Perfect. Wonderlik. Nou ek gaan praat oor spesifieks vanoggend oor die persoon van die Heilige Gees. En die Heilige Gees het 'n geweldige invloed in my lewe en dit het gekom deur my ouma. My ouma se gebede. Ek is vandag hier weens die vrug van 'n ouma se gebede. As my ouma vandag nog steeds geleef het, was sy seker nou 125 jaar oud. Maar die dae wat sy geleef het as 'n jong seun op die ouderdom van 5, toe kom my ouma na my toe en sy vra vir my, Steven, wat gaan jy eendag word? Seker brandweerman. Sy sê nee, jy gaan nie 'n brandweerman word nie, jy gaan 'n dominee word. Toe sê ek vra heerlikheid laat dit ticket. Nie 'n manier nie. Ek is nie bedieningsmateriaal nie. Ek het nie vir haar gesê nee, ouma is laf. En so het my ouma vir jare lank vir my gebid om te sê, Steven, jy het nodig om te weet die Here het 'n roeping oor jou lewe. Maar ek het los my uit. Wie ken daai oomblik wat jy sê los my uit? So dit was vir jare aan een en eventueel toe besluit sy ek goed. Sy vra my die vraag, Steven, waartoe gaan jy gaan as jy hemel toe gaan? Toe sê wel, ek weet nie, is wat die Here se besluit. Toe sê sy, okay, onthou, daar moet 'n dag kom wanneer jy jou lewe vir die Here oorgee, my kind. Sê ek, ja, ouma. En eventueel, wie ken sulke Christene wat so aanhoudend is? Baie. Ken julle sulke mense? Dit is wonderlik om sulke mense te hê. Hulle is die evangeliste. Want hulle is die ouens wat regtig konstant aan jou deur klop om te sê, hoorie so chom, jy moet jou lewe regmaak by die Here. So is so konstant. Eventueel toe ek nou slim geraak, want ek het nou tyd spandeer met Christene en toe my ouma vir my sê, Steven, het jy al Jesus waartoe gaan jy sê as jy doodgaan? Toe sê ek vir ouma, ek gaan hemel toe. Sy sê wonderlik, is jy gevul met die Heilige Gees? So ek sê, wat? So vir elke jaar van die ouderdom van 10 af, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. By ouma een keer 'n maand gesien, een keer elke 2 maande. Elke keer is my gevra, Steven, is jy gevul met die Heilige Gees? Sê, praat jy al in taal? Ek sê, kom weer. Daai tipe styl. Okay. So wat toe gebeur het, eventueel. Dus ek opgeroep na die weermag toe. Nasionale diensplig gedoen, vir die wat dit nie weet wat nasionale diensplig nie, moenie worry, ons sal vir jou later verduidelik. Maar daai was die jare waar dit so was dat ek in die bos was en dit was ergens in die bos, ek weet nie, ek was so in die bos, dit was ergens. Maar daar was hierdie een spesifieke aand. Sê spesifieke aand. Sê, een spesifieke aand. Een spesifieke aand. Ja, nee, kom, praat saam met my. So daar was een spesifieke aand, op 'n spesifieke tyd, op 'n spesifieke plek. Toe kom daar 'n oomblik in my lewe, wat ek net gesê het, Here, ek kan nie meer nie. Onthou, ek was nooit in 'n kerk nie, ek ken nie die Here nie, ek het hom geken soos van met hom praat, want dis, dan praat ons maar met die Here. Maar daar was 'n oomblik wat ek uitgeroep het,
na die Here toe en ek het vir hom gesê, Here, as U daar is, skyn voor my of doen net iets. En weet wat daar gebeur? Absoluut niks nie. Is dit nie interessant, sodra jy bid en jy sê in jou hart, Here, praat met my, Here, praat, sê vir my is daar, dan gewoonlik, al wat jy hoor is die krieke. Kriek, 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 kriek. Maar wat ek jou vandag wil vertel is dat, wanneer jy bid, hoor die Here jou. Wanneer jy uitroep na die Here, hoor die Here jou. Vandag wil ek vir jou so sê, ek is nie hier om my tyd te mors nie, ek is hier om vir jou te sê, die Here het 'n tyd, hy het 'n plek en hy het 'n oomblik wat hy aan jou lewe wil bekend maak. En op daai oomblik toe gryp ek by R4 en ek druk by R4 in my mond in. Wie wat weet wat 'n R4? 'n R4 is 'n outomatiese masjiengeweer wat die weermagmanne gebruik het. Ek druk hom toe my mond in en ek's reg om my lewe te neem. Ek probeer die snelle trek en ek kon nie want ek was te kort. Is daar enige dankbare harte dat ek so kort is? Baie dankie vir daai baie entoesiastiese ja, jy is reg dankbaar. Maar ek ruk my mond daai masjiengeweer uit my mond uit en ek sê wel dankie Here, dankie vir niks. Ek vat my wapen en ek loop weg. En daar is so 'n ou bungalow. Is daai om vir my nou te sê ek sou klaar? Dankie tog. So nou is ek hier in 'n bungalow en hier in hierdie bungalow is hierdie radikale ou wat en daai ding raak harder. Trokke. Sê vir daai trok, nooi hom in, laat hy inkom vir die diens, dis baie plek. Daar's altyd plek vir nog een. So, wat toe gebeur het is terwyl ek nou instap, ek sit heel agter, is hierdie jong man wat vurig is van die Here. My bater, daai ou, probeer alles en sê, hy het alles gegee. Sy doel was toe hy ingeklaar het, om te sien hoeveel bekeerlinge kan hy kry. En ek was een van sy missions. En maar eventueel het hierdie man, het 'n gevoel, sê my, hierdie man het opgegee. Hierdie man se naam was F.H. Havenga. En hierdie man, hou aan, en hy hou aan, en hou aan, en hoe meer hy probeer aanhou, hoe meer probeer ek hom af te druk. Maar ek wil vir jou so sê, liewe vriende, wanneer jy bid vir iemand, of wanneer jy uitreik na iemand toe, gaan hy jou beproef, hy gaan jou druk, hy gaan sien of jy gaan aanhou of nie. Want hy wil sien, by wie se God staan jy? Staan jy by die God van Abraham, Isak en Jakob, of staan jy by die God van moed opgee? Maar ek onthou dit soos gister. Nou sit ek agter, nou hierdie ou het 'n doel gehad om duiwels uit te dryf. My mater, hy het baie daarvan gepraat, hoe die Here mense vrygemaak het. Dit was vir my baie interessant, want ek was betrokke met ESP in daardie dae, die wat nie weet wat dit is nie, maar nie hoor nie, gelees op Google. So wat toe gebeur het, is nou terwyl ek daar agter sit en nou maar luister, ek is mismoedig, want ek het gesê, Here, as U daar is, skyn vir my of doen net iets. En niks het gebeur nie. Julle, hierdie man is besig om te praat, die volgende oomblik stop en hy sê, die Gees van die Here sê vir my die volgende. Hier is iemand hier wat gesê het, Here, skyn vir my, doen net iets, wees jy. Op daai oomblik, toe's ek, wat nou 'n korporaal is in die weermag. En nou 'n korporaal is, was nou 'n korporaal. Daai ons raak nie emosioneel nie. Is julle met my? Dus hy sien jy baie, sien jy daai boom, sien jy daai tak, sien jy daai blaar. Ek weet nie of hierdie ons boom gerook het nie, maar hulle is altyd jou gestuur na bome toe. Ek weet nie. Maar in elk geval, wat toe gebeur op daai oomblik? Toe gebeur daar iets in my gees. Want daar het 'n tyd aangebreek. Daar het 'n plek aangebreek. Daar was 'n oomblik wat aangebreek het. Weens die gebede van 'n ouma. Dit is die gebede van 'n ouma wat nie noodwendig in die voorsitplek in die kerk gesit het nie. Ek ken my ouma. Sy was altyd heel agter in die kerk. Maar daar's een ding wat sy op gestaan het. Gelukkig was ek die gunsteling kleinkind. Kyk, ek was definitief nie gunsteling kind in die huis nie, maar ek was definitief 'n gunsteling kind vir my ouma. Maar daai ouma het vir my gebid, ouma Joan van Klerksdorp. En op daai oomblik, toe daai woord uitgaan,
toe gebeur iets in my binneste, toe breek ek. Hierdie geharde mens breek toe in 1000 stukkies. Want besef ek, daar is 'n God in die hemel wat gebede aanhoor. En op daai oomblik sê ek net, help my. Help my. Sal ek nooit vergeet. Toe my hart oopbreek, as 'n geharde man, oopbreek voor my troepe net. Ek dink vir myself, hierdie is nie goed nie. Hierdie is nou sagte kant van my, wat niemand moet sien nie. Wie sê saam met my? Jy kan nie vir die troepe sê, ek voel 'n bietjie emosioneel vanmôre. Maar moenie worry nie. Kom ons vaar aan. Glo vir my, hulle gaan weghardloop en jy gaan die enigste ou wees wat daar staan. Dis julle met my. So wat toe gebeur het, is hier's ek bedoel, I'm busy losing it. Okay, ek is besig om my kop te verloor. Iets is besig, iets groot fout. Hier is groot fout, chobbies. Hier is groot fout. Iets is besig om te gebeur in my lewe en ek weet nie wat dit is nie. Al wat ek weet, this is God. This is God. Hier is God se interaksie in my lewe. En op daai oomblik, terwyl ek net sê help my, kom hierdie man na my toe en hy begin te profeteer in my lewe. Eerlik en ek het eers gedink is 'n waarsêer. Sien jy met my? So hierdie ou begin dinge raak sien in my lewe en hy praat. Die volgende terwyl hy so stap, begin hy my lewe dinge inspraak wat niemand van geweet het nie. Hy begin te praat van my ouma. Hy sê, jou ouma het vir jou gebid vir jare. En God sê, hier is die oomblik, hier is die tyd, hier is die plek waar ek iets in jou lewe gaan doen. As jy glo dat die Here vandag jou gebede gaan kom hoor, kom ons gee die Here 'n klapoffer, want die Here is in beheer. Vir die wat my nie ken nie, ek is maar 'n passievolle individu. Vanaand, ek wil nie jy moet sit en slaap in my diens nie, want as jy sit en slaap, gaan ek jou wakker maak of op jy kom sit. Maar hier op daai oomblik, toe gebeur iets. Hy kom na my toe en hy sê vir my, die Here wil jou vul met sy gees. Ek sê, okay, hierdie klink bekend. Wat wil hy doen? Hy sê, jy het gevra vir 'n teken. Jy het gesê, Here, as hy daar is, skyn vir hom of doen net iets. Hy wil iets in jou lewe doen en hy wil iets merkwaardig in jou lewe doen. Hy wil jou vul met sy Heilige Gees. Soek jy dit? En hoe stupid soos wat ek is, sê ek, ja. Nie om te weet wat dit is nie. Want sien, partymal plaas die Here 'n perd voor jou. Ander mense saal hom op, maar jy moet hom ry. Is julle met my? Vandag is daar 'n perd voor jou. Hy gaan jou miskien afgooi. Maar een ding wat ek vir jou wil vra, klim weer op daai perd en kom ons gaan probeer dit. Give it another go. Maar op daai spesifieke oomblik, net voor ek nou voel ek, hier is something's happening. Hier is 'n krag wat ek nog nie ken nie. Ek was in die kultusbeweging, ek het dit verstaan. Maar hierdie het ek nie verstaan nie. This was something marvelous. This was something absolutely beautiful. Op daai spesifieke oomblik, hoor ek hoe die Here met my praat en hy sê vir my, is jy bereid om die prys te betaal om my te volg? En op daai oomblik, en as ek in traan, ek sê, Here, as U my lewe kan verander. 100%. En op daai spesifieke oomblik, toe sien ek die volgende gesig. En ek sien 'n ander prentjie. En ek sien hoe my familie, my ma, my pa, daar soos 'n Pretoriaaner, my ma en my pa, en my sussies, sien ek hoe verwerp hulle my. En die Here sê, sy my nog steeds volg. Ek sê, ja Here, ek sal. Maar sien wat jy moet verstaan, ek kom uit 'n lewe uit waar daar geen kerk was nie. Op daai oomblik toe ek sê, ja, skielik, sê saam my skielik. Ramando boshokondikita sazele bremende beketebere. Toe begin iets, man, ek dacht, o, heerlik, het iets nou is ek betrokke met 'n kultus. Julle, hierdie was toe nooit die kultus nie.
Hierdie is dit wat die Gees van die Here van praat in die skrifte. Wanneer jy sal gevul word by die Heilige Gees en strome van lewende water sal uit jou binneste uitvloei. En op daai oomblik, toe dit so begin uitvloei, begin iets in my lewe in te kom. Skielik lyk almal vir my mooi. Almal het begin anders te lyk. Ek gaan later badkamer toe ek myself sien in die spieël, toe skrik ek. Toe sien ek actually 'n mooi mens. Vir die eerste keer toe besef ek alles was anders, die blomme was anders, die berge was anders, die bome was anders. Maar sien dis wat gebeur, wanneer die Gees van die lewende God binne in jou lewe inkom, alles verander. Jy kyk uit op mense wat heeltemal anders is, jy sien harte raak, jy sien nie gesindheid raak nie, jy sien harte raak. En dit is die plek wat ek vandag en met hierdie volgende paar dae met jou gaan praat is oor hierdie spesifieke persoon wat in my lewe ingestap het. Die Heilige Gees. Ek weet ek het 'n PowerPoint gehad vanaand, sal ek dit gooi, maar in Jesaja 61 vers 3 sê daar. Kom ons lees Jesaja 61 vers 3. Vat jou Bybel saam as jy Bybel het, as jy nie jou Bybel het nie, sê net wel altyd sessies. Jesaja 61 wat baie beautiful gedeeltes, ek is baie lief vir Jesaja 61, maar kom ons lees sommer van vers 1 af. Die Gees van die Here is op my, omdat die Here my gesalf het. Sê saam met my, hy het my gesalf. Hy het my gesalf. Sê saam met my, die Gees van die Here is op my. Hy is om my. Hy is binne in my. En deur my gaan iemand se lewe aangeraak word. Kyk, so die Gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het, om 'n blye boodskap te bring aan die ootmoediges. Fast forward vers 3. Nee, vers 2. Om uit te roep, 'n jaar van die welbehae van die Here, 'n dag van die wraak van ons God, om al die treurendes te troos. Om vir die treurendes se Sion te beskik, dat aan hulle gegee word sieraad vir as, vreugdeolie. Sê saam my, vreugdeolie. Sê dit weer, vreugdeolie. Die Heilige Gees is 'n persoon, my liewe vriend. En die Heilige Gees word baie verduidelik in 'n soos 'n tipe van 'n tipologie. Sê saam my tipologie. 'n tipe van, né? So met ander woorde, as ons praat van die leeu van Juda, dan praat hy van Jesus. Maar as ek nou hier na die Kruger Wildtuin toe gaan en ek sien 'n leeu, gaan ek van die wildtrok afklim en na hom toe stap en sê, "Hallo Jesus." Is dit wat ons gaan doen? Nee, as hier 'n lammetjie hier inkom, gaan ons almal sê, "Ha, Jesus is hierso." Nee, presies. Daarom wil ek vir jou so sê, die Heilige Gees word in tipes vergelyk. OK, ooreenkomste. Nou kom ons kyk hierso, die Heilige Gees volgens Jesaja 61 vers 3 is vreugdeolie. Vir 'n paar van julle wat sulke suur gesigte het, ek wil vir jou een ding sê, jy het vreugdeolie nodig. Sê vir my vreugdeolie. Ons het nodig vir vreugde en blydskap. Dit is hoekom die Here hierdie liggaam wil aanraak. Want niemand wil kom na 'n suur kerk toe nie. Is ek reg of is ek verkeerd? Ons neem wel altyd gesê as ek op 'n toon staan, gaan ek 'n bietjie langer staan. Nou wat ek vir jou wil sê, is jy het nodig om te weet, vreugdeolie is wat jy nodig het. O nee, maar ons is nou professionele Christene, ons is nie meer vreugdevol nie. Is julle met my? Nee, Here, kyk hom, jy moet hulp nodig hê. OK, en as die Here my gered het, kan hy jou ook red. Goed, nou volgende ding. Die Bybel sê in Job 33 vers 4, sê, die Gees van God het my geskape en die asem van die Almagtige maak my lewend. Hy's 'n asem wat lewe gee. Die Heilige Gees kan vir jou nuwe lewe gee. Die Heilige Gees kan jou suurstoftank wees soos in die COVID dae. Hy kan jou suurstof gee waar daar weer lewe kom in jou. Paar van ons lyk soos COVID voeltjies.
My liewe vriend, wanneer jy die Heilige Gees oor jou lewe het, dan kom vreugde terug. Die vreugde van die Here, dit is my krag, my sterkte en my redding. Ek sal juig in die Here, die God van my heil. Daarom kan ek weet een ding verseker, die Here is vir my, die duiwel is teen my, ek kan nie worry nie. Want die Here is vir my. Is julle met my? Kom ek sê vir jou een ding, so my begeerte is om eendag 'n T-hemp aan te trek wat sê I'm Satan's personal nightmare. En weet paar van julle staan in die oggend op en dink jy vir jouself, vandag is weer een van daardie dae. Ag asseblief ou Lucy, sal jy net my maar net vir een oomblik los? Nee my liewe vriende. Ek wil vir jou so sê, die Heilige Gees is gegee vir jou om vreugde te hê. Die Heilige Gees is gegee vir jou om asem in jou in te blaas. Miskien sit jy hier en sê, wel Steven, op hierdie oomblik gaan ek leef ek op asmapompies. Die Heilige Gees wil jou vul. Kom ons kyk wat sê Matteus 3 vers 11. Ek doop julle wel met water tot bekering, maar hy wat na my kom, is sterker as ek. Wie se skoene ek nie waardig is om aan te dra nie. Hy sal julle doop met die Heilige Gees en met vuur. Wie is die hy wat hy van praat? Jesus. Hy is die Geer van die Heilige Gees. Die Heilige Gees vol vuur. Sê saam met my vuur. Hy is die een wat aksie gee. Hy gaan vuur onder jou boutjies maak. Die Heilige Gees is nie was vir die Heilige, as dit nie hy is vir vuur nie, kan ons nie op die maan kom nie. Kan ons nie in die ergens in die gap somewhere in space. Jy met my, as dit nie is vir vuur nie. Man, my liewe vriende, jy kan nie by die huis kom as dit nie vir vuur was nie. Jou kar het vuur nodig om te kan ry. Ek weet niks daarvan nie, ek dink jy kan ry net. My liewe vriend, as jy deur staal kan kyk, gaan jy sien, daar is baie vuur waar by daai kar aangaan. En paar van julle 'n bietjie vuur nodig. Die Heilige Gees gaan jou help om in aksie te kom. Sê saam my aksie. Geloof sonder aksie is geen satisfaksie. Jy het nodig om te weet, ek en jy het die vuur van die Heilige Gees nodig om te sê, Here, help my, sodat ek 'n verskil kan maak in die strate van Helspruit. Help my, Here, dat wanneer ek in die malls instap van Helspruit, dat die Gees van die Here oor my lewe kan wees, dat die vreugdeolie oor my lewe kan wees, Here, dat U Heilige Gees soos vars nuwe asem op my kan wees, sodat wanneer ek te doen het met mense in die winkels, sal hulle die vuur van die Gees op my lewe kan sien. Wat sien mense wanneer hulle na jou kyk? Sien hulle 'n denominasie, dan is hulle dan is jy 'n groot moeilikheid. Ek hou van 'n NG-styl. Nee, ek hou van 'n charismatiese styl. Nee, ek hou van 'n Pinkster-styl. Wat sien mense raak? Ek hoop die mense sien die vuur van die Here in jou lewe. Because that is what they need to see. Hef jou hande saam met my op. Sê saam met my, Here help my. Matteus 3 vers 16 sê, en nadat Jesus gedoop was, het hy dadelik uit die water opgeklim en met eens, sê saam met my, met eens. In Engels praat hy van suddenly. Sê saam met my, suddenly. Wanneer die dinge skielik gebeur, na gehoorsaamheid. Die Bybel sê, wees gehoorsaam en laat jou doop. Hallo? Hoekom doop ons? Doop is 'n aksie van gehoorsaamheid. Hoekom moet ons gehoorsaam wees? Sodat die hemele oor jou lewe kan oopmaak. Dit is hoekom. Hallo? Oor gehoorsaamheid. Wanneer jy gehoorsaam is, dis dan, wanneer die Gees van die Here vaardig raak op jou. Dis hoekom ons laat doop. Jy laat jou doop deur om gehoorsaam te wees aan die skrifte van die Here.
En nadat Jesus gedoop was, het hy dadelik uit die water opgeklim en met eens gaan die hemele vir hom oop. En hy sien die Gees van God soos 'n duif neerdaal op en op hom kom. Die by ander vertaling sê en hom kom rus. Die oë van die Here deurloop die hele aarde om diegene kragtig te steun wie se hart onverdeeld op hom gerig is, sê die skrifte. Die Here is sy oë is op die regverdige en sy oor tot hulle hulp geroep. Is dit nie waar nie? Die skrifte sê God sluimer en slaap nie. Daar's geen rus nie. Maar ek dink, ek weet hoekom hy nie rus nie. Want daar is niemand op wie hy kan rus nie. En ek wil jou vra, wil jy nie vandag die keuse maak om te sê, Heilige Gees, kom rus op my. Mag my lewe 'n plek wees vir die Here op kan rus. Die Here wil rus op jou. Hy wil sy Heilige Gees kom rus op jou. Dit laat my dink aan iemand van oom Daan. Maar oom Daan was 'n groot oom. Hierdie oom, was 'n groot oom. Het jy wie al groot ooms gesien? Ek weet Nelspruit se ouens weet ek nie, my Bloemfontein ouens, joh, daai ouens is groot. En hierdie groot oom Daan was so groot, so lank as wat hy was, so wyd was hy. Maar geliefde man in die gemeente. En almal was so lief vir oom Daan, en oom Daan was so lief vir almal. En hy het hierdie manier gehad om na mense toe te gaan. En hulle net te druk. Hy het net hulle hierdie vermoë gehad om na iemand toe te stap en te sê, ek is lief vir jou. Die Here is lief vir jou. Die Here is lief vir jou. Maar oom Daan, wat so groot was te bang om op gewone stoele te sit, want hy was so groot. Hy het stoele gebreek, julle. En hierdie een dag, terwyl hy hierdie pad afstap, al waggelend Afrikapad, is hierdie klein familietjie in die huis, en hulle kinders is buitekant, en hulle kom ingehardloop, mama, papa, oom Daan is hier, kom mama, kom papa, en hier kom mama en papa uit, oom Daan, en hier is oom Daan, hy weet, sy asem is letterlik uit, hy sê, oom Daan, kan ons, dit is so wonderlik dat jy hier is, kan ons vir jou 'n watertjie aanbied of iets, hy sê, dankie my skat, nou, vat oom Daan 'n slukkie water, en hulle is hier besig om oom Daan vast te hou, die kinders is om sy bene, en almal hou hom vas, en hulle sê, oom Daan, kom in ons huis, en asseblief, ons wil jou graag huisves, kom, en oom Daan sê, nee, ek kan nie, hy sê, asseblief, kom asseblief in, en oom Daan sê, ek kan nie in jou huis kom nie. Maar hy sê, oom Daan, hoekom nie? Wat hulle nie verstaan het nie. Oom Daan was skaam, want hy breek meubeltjies, wanneer hy op hulle sit. Die Heilige Gees is soos oom Daan vanoggend. Hy wil in jou lewe inkom. Maar soms kan hy nie, want hy gaan jou meubels stukkend sit. Maar my vraag vir jou is, sal jy hom toelaat ten spyte daarvan, solank hy net in jou kom woning maak? Gaan jy hierdie oom Daan kans gee? Gaan jy die Heilige Gees, die Gees van God, kans gee om op jou te kom rus? Hy gaan alles deurmekaar maak, but it's more than worth it. Handelinge 2 vers 2. Die Bybel sê met die uitstorting van die Heilige Gees, maar soos 'n geweldige rukwind. Die Heilige Gees is soos 'n rukwind. Hy gaan waai in jou seile. Span die seile. Hy gaan 'n Kurt Darren trek op jou. Kaptein, span die seile. Kaptein, sy is myne. Is julle met my? Hy wil wind waai in jou seile. Miskien is jy op 'n plek van verwarring. Jy is nie seker waartoe jy op gaan nie.
En op hierdie spesifieke oomblik is jou bootjie op die wilde see. En dit is asof jy uitroep en sê, Here, my boot is in alle rigtings, waartoe moet ek gaan? Maar die gees van die Here gaan nuwe winde in jou seile waai en hy gaan jou op koers plaas, sodat jy in die plek kom wat hy vir jou bestem het. Partymal sal die Here 'n hele diens stop vir een persoon, soos nou. Moenie twyfel in die planne wat die Here oor jou lewe het nie. Jy word gedra as te ware op 'n bed van gebed. En partymal, wanneer mens nie lekker voel nie, dan moet jy net gaan lê. Lê op en rus op die getrouheid en die vertrouheid van die gebede wat vir jou is. Die Here sal vir jou wegmaak. En jy het nodig om te weet, jy wat hier luister vandag, die geeswinde gaan begin waai. En jou seile gaan weer begin vol word. My vraag is vir hierdie volgende paar dae, waartoe gaan hy jou waai? Gaan hy jou by die deur uit waai? Gaan jy maar net TV toe waai? Nee, die Heilige Gees gaan jy nooit uitwaai nie, gaan jy nooit TV toe waai nie, gaan jy nooit na 'n plek van nêrens en waai nie. Hy waai jou altyd na 'n plek van doel. Die Heilige Gees wil vir jou doel gee, my liewe vriende. Dis hoekom die winde waai. Jesaja 44 vers 3 sê, want ek sal water giet op die dorsland en stroom op 'n droë grond. En ek sal my gees op jou kroos giet en my seën op jou nakomelinge. Die Here wil sy gees giet op jou dorsland. Op jou droë gronde, jou gebarste gronde. Jy weet wat gebeur as die winterseisoen kom en jy's in die bos. As jou lippies so droog. Die manne, dis baie belangrik, die lippies nie droog is nie. Hulle soen anders is nie so lekker nie. Om 'n bietjie olie te smeer, die water te drink, gee weer lewe. Laat toe dat die gees van die Here, die water van die gees, weer vaardig raak op jou lewe. Maak dit vir iemand sin wat ek nou van praat? Hoeveel tyd het ek oor? Moet ek nou klaarmaak? Dis baie stil, so ek moet seker klaarmaak. Die Heilige Gees is nie net hoendervleisies nie. O ja, ek voel dit. O, mama, papa voel nou sommer die hoendervleisie binne in my. Die Heilige Gees is nie hoendervleis nie. O, ek voel nou so emosioneel. Dit is ook nie die Heilige Gees nie. Daar's verskillende reaksies wat ons beleef wanneer die persoon in jou lewe instap. Kom ons gaan kyk om te verstaan hierdie persoon, want ons verstaan die vyfvoudige bediening, die apostel, die profeet, die evangelis, die herder en natuurlik die leraar. Die apostel wat alle bedieninge aanraak, die profeet wat sê, ek sien dit, né? Die evangelis, die ou by die langvingers, niks belangrijk. Dis die ou wat uitstrek om die ongereddes te red. En dan natuurlik die herder. Hy is die ou wat met die gemeentelede trou. So Jacques. Hy is soos die herder. Hy is getrou met hierdie gemeente. En hy is nie net getroud nie, hy is ook getrou. Deur jare aan een het hy konstant sy lewe neergelê, deur dik en dun, deur bo op tye en aftye, was hy nog steeds hier om mense soos julle op te pas. Goeie beskrywing vir wie Jacques is. Volgende ding is die leraar, want dis net hulle wat weet hoe op aarde hulle dit uit daai skrif uitgekry. So met ander woorde, ons verstaan die rol van Jesus, ons verstaan die rol van die Vader, en ons verstaan sy rol as Vader in die hoof van die werkinge. Maar wie is die Heilige Gees? En ek glo met my hele hart, daar was 'n stadium wat die Vader en die Seun en die Heilige Gees om 'n tafel gesit en gesê, kom julle, kom ons hou gou 'n vergadering hierso. Terwyl hulle 'n vergadering hou, sit almal en praat, en Jesus verduidelik, en Vader verduidelik, en Jesus praat met Vader, ja nee, ons verstaan jou rol, Vader, ons verstaan jou rol. O ja, en die Heilige Gees, jy. Toe kyk hulle so na mekaar, en kyk na die Heilige Gees, kyk na hulle toe na mekaar, en sê, en ons is sommer vandag besluit, as enigiemand in hier jou sondig, sal dit nooit vergewe word nie.
Die belangrikheid van die persoon van die Heilige Gees. Johannes 16:13 sê, maar wanneer hy gekom het, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei. Sê saam met my, hy sal. Wie is hy? Wie is hy? Die Heilige Gees, ja. Wie praat hier so? Dis Jesus. Dis in rooi. So, die Bybel sê, maar wanneer hy gekom het, dis nou Jesus wat praat, die Gees van die waarheid. En daarom wil ek vir jou so sê, wat gaan gebeur in hierdie volgende paar dae, is dat ons vertrou dat die Gees van waarheid jou hart gaan aanraak. Soos wat die skrifte sê. En hy sal julle in die hele waarheid lei. Steven, hoe gaan ons dit weet of jy nou in die waarheid is of nie? Kom ek sê vir jou een ding. Ek was by daai ou jare toe die lewende woord net begin het, was ek deel van daai groeiproses. En elke maandag was ons bank toe, al die offergawe gevat in die kar gery en bank toe gery. En daai dag kom ons by die bank aan daai teller op 'n stadium het ons nogal baie geld saamgevat, so my maat, dan stap jy daar in. Hy maat, hulle sekuriteit maak deure oop en jy soos tjoek, as jy daar in hierdie hokkie toegemaak. So almal nou lekker ontspanne. Okay, goed. Meneer, wil jy graag 'n koffietjie? Ek sê, ja, baie dankie, sal heerlik wees. En dan het hierdie vrou begin tel. Dan tel sy so. Sit sy die ander geld aan die kant. Nou sê ek vir my, daai geld gaan jy net na huis toe vat. Dus sy sê, nee, daai geld is vals geld. Ek sê, maar was jy op 'n kursus? Sy sê, nee, glad nie. As jy net weet, as jy elke dag met die regte ding kom werk, tel jy dit onmiddellik op, wanneer iets nie reg is nie. Presies dieselfde. Wanneer jy met die teenwoordigheid van die Here tyd spandeer, sal jy hom herken. My vraag is, sal jy Jesus herken wanneer hy verby jou stap? En weet baie mense sê, ja, ek sal. Maar het jy geweet, jou godsdienstigheid kan maak dat jy hom nie raak sien nie? Het jy dit geweet? Die Jode, wat hulle lewens toegewyd om die een dag te wag op die Messias, het dit heeltemal gemis. In hulle absolute godsdienstigheid toe mis hulle die plot. Vandag wil ek vir jou vra, klim van jou godsdienstige perd af en kom ons maak 'n verskil in Nelspruit. Klim van jou heavy horse af, jou openbaringe, uit jou kop uit ken skrifte van Genesis tot Openbaring. Ek kan nie omgee hoeveel skriffies jy ken. Ek kan nie omgee as jy Bybel kan agteruit kwoteer nie. Dit gaan nie daaroor nie. Dit gaan oor is die Gees van die Here vaardig op jou lewe. Do people see him in you? Ek praat nie van môre suster. Nee man, jy lyk glibberig. As jy met my, maar niemand praat so nie. Môre bro. Kan ek jou maar 'n prikkie gee? Nee, jou glibberige man. Dis nie die Here nie. Ek praat van dat jy jouself sal vul met die Heilige Gees. Sê saam met my vul. Ag julle, ek dink ek klaar gemaak, miskien moet ek net aangaan vanaand. Kom ons bid saam. Vader, help ons. Help my Here. Ek weet ek moet nou gaan. Ek moet weer die ligte aansit. Here, help my. Help my om U meer te verstaan. Heilige Gees, help my om Jesus en die Vader reg te maak. Help my Here om 'n verskil te maak in Nelspruit. Help my Here, terwyl ek vandag hier uitstap, dat U op my rus. Help my Here, waar ook al ek myself bevind, dat ek sal lewe gee. Help my Here,
dat die vuur van die Heilige Gees oor my lewe raak gesien sal word, Here. Help my, Here, dat ons in die waarheid sal wandel. Help my, o Here, help my. Help my, Here, dat ek in oorvloed kan wees. Heilige Gees, help my om in 'n oorvloedige liefde vir God kan hê en sy mense. Help my, Here, om vrymoedig te kan getuig en gehoorsaam te wees. Help my, Here, om krag te hê om in die bo my persoonlike vermoëns te lewe. Help my kosbare Heilige Gees om ingestel te wees teenoor mense om my. Help my, Here, om in vryheid te stap, sonder vrees, sonder skaamte, sonder gebondenheid. Help my, o Heilige Gees, om 'n lewe wat vrug sal dra, vol blydskap, vrede en geduld. Help my, Here, om vol te wees van die Heilige Gees. Nie net met eenmalige ervaring nie. Efesiërs 5 vers 18 sluit ek af. Word vervul met die Gees. In Grieks is dit 'n deurlopende aksie. Sê saam met my, ek wil oorloop. In Jesus naam. En almal sê, Amen. Amen. Sien julle vanaand. Ek wil net gebed opdoen. Vader, dankie Here dat ons die woord kan vat. 'n Woord wat in eenvoud vars, maar tog radikaal na ons toe kom. Here, dankie dat die woord die waarheid vrymaking bring. Soms wil ons dit kompliseer. Soms wil ons dink dit moet kom met hierdie verskriklike uitleg van die Bybel, maar die Gees se uitstorting het gekom vir die wat in eenvoudig net honger en dors was vir U. Dis die wyse waarop U die Gees uitstort op alle vlees. Dis die wyse waarop U beweeg. Dis die wyse waarop U kom, net vir die eenvoudiges van hart, net vir die nederiges, net vir die wat soekend is. Daarom sê U klop, en vir jou sal oopgemaak word. Vra, en vir jou sal gegee word. Soek, en jy sal vind. Want vir elkeen wat klop, word die deur waarheid oopgemaak vandag, Here. Vir die wat soekend is, Here, sal hulle U vind. U sal U self laat vind, die persoon wat soekend is. Vir elkeen wat vra en sê, Here, gee vir my U Gees. Hoe sal U ons 'n slamgees ons nie moet vra? Seer sekerlik sal U vir ons die Gees gee wanneer ons vra. Kom Heilige Gees, kom vul ons. Kom vul ons toe deur die Gees. Kom Heilige Gees en beweeg deur die genade, deur die krag. Kom Heilige Gees, vul ons in Jesus naam. Amen. En ons span kom vorentoe. As 'n lied wat ek wil hê